Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie dat ons U ons Vader kan noem. Dat Christus vir ons die prys betaal het vir ons sonde en dat ons die vrymoedigheid het om in die allerheiligste in te gaan. Die voorhangsel, die liggaam van Christus is vir ons geskeur. Ons het nou die toegang tot U en ons het hierdie heerlike voorreg om te kan roep en hierdie wete te kan hê dat U ons verhoor en dat ons nie nodig het om soos die hoërpriester dan eenmal 'n jaar in te gaan in die heiligdom nie, maar dat die heiligdom geopen is en ons enige oomblik tot U kan nader en tot U kan roep. Want ons besit in ons die gawe wat U ons gegee het, naamlik die Heilige Gees se inwoning, deur wie ons roep Abba Vader. Die Gees wat die woord geïnspireer het, die Gees wat die woord verklaar, die Gees wat ons vertroos en vermaan, is ook die Gees wat ons lei in die gebed tot U. Ons dankie daarvoor, Here. Ons dankie dat ons ook kan vra vir die verligting van die Heilige Gees, om ons koning en ons verlosser al helderder en duideliker in die bladsye van U woord te sien. En so skryf U dit vir ons, sommige gedeeltes moeiliker as ander om te kan insien, maar ons dankie, Here, vir al daardie gedeeltes dat die Heilige Gees die kerk deur al die eeue bygestaan het om ons beter te laat verstaan wie U is. Maar ook het ons nodig om te weet wie ons is, naamlik dat ons in sonde ontvang en gebore is, dat ons die ryk van God nie kan ingaan tensy ons weergebore word nie. En al hierdie dinge leer U vir ons deur U woord. Daarom dank ons U vir die wonderlike woord van die evangelie. Ons dank U vir die wonderlike voete van die goeie nuus wat leraars vir ons verkondig het, van kindsbeen af. Dankie vir ons ouers wat U gegee het om ons U woord bekend te maak. Dankie vir die kerk, dat die erediens in stand gehou word en dat ons tot U kan roep. Ons is diep afhanklik van U en vra ook, Here, dat U in ons tydelike behoeftes sal voorsien, omdat ons nie net wat die geestelike dinge nood aan het nie, maar ook die fisiese dinge, en dit self ook sluit U vir ons in om vir ons te voorsien, en U leer ons om daarvoor te bid vir ons daaglikse brood. U lei ons in hierdie land, ons is nie in 'n vakuum nie, ons leef binne in die omstandighede waarin U ons ook geplaas het, en daarom leer U ook vir ons om te bid vir konings en hooggeplaastes, dat ons 'n stil en rustige lewe in alle godsvrug kan leef, en dat die erediens in stand gehou kan word. Daarom bid ons, terwyl daar soveel ongeregtigheid en chaos in die politiek in Suid-Afrika is, bid ons vir konings en hooggeplaastes, bid ons vir die leiers van ons land, ons bid vir die leiers van politieke partye, ons vra, Here, dat die heerlike boodskap van die evangelie ook hulle ore sal bereik, en dat hulle Christus, hom as verlosser en saligmaker, daardie heerlike boodskap sal ontvang, dat die goeie voete van die evangelie ook hulle sal bereik. Ons bid, Here, dat U hulle harte sal open en ontvanklik maak, soos wat ons ook in die vroeë kerk sien, dat die kerk, baie van die mense doodgemaak is, en hulle nog steeds hulle gebede laat opgaan het tot U, juis dat U koninkryk sal kom, en hulle 'n groot oorwinning behaal het, deurdat U selfs die Romeinse keisers tot bekering gelei het. Ons bid dan, Here, dat U ons sal begenadig, terwyl daar soveel vyandskap is van die regering se kant af, soveel wette wat afgevaardig word om die Christendom te probeer inperk en om dit moeilik te maak om ons geloof uit te leef. Vertrou ons op U, ons kyk na U toe, omdat ons in U hand is. U het U kerk hier gestel, en U leer vir ons dat die magte van die doderyk, die poorte van die hel, sal dit nie kan oorweldig nie. Daarom swaai ons die bytel, die byl swaai ons teen die poorte van die hel in hierdie môre, wanneer ons U woord open, wanneer ons daaruit lees, en bid ons, Here, terwyl U dan sê, hulle poorte sal nie
dan kan standhou nie. Dit is verdoem om te verkrummel en te verbreek. En so bid ons dan, Here, dat hierdie geleentheid wat ons het, om weer die heerlike nuus van die evangelie te hoor, aardskuddend sal wees, en die dinge wat geskid kan word, wat van tydelike aard is, wat afval, dat dit in hierdie oomblikke sal wees, maar dit wat blywende sal wees, en dit naamlik U ewige koninkryk. Ons kom vra dan, Here, dat U ons teen die bose se planne sal bewaar, ons sal versterk teen versoeking en beproewing, dat ons nie maar net voortdurend sal bely, ons sonde bely en maar net voortgaan daarmee nie, maar dat ons sal bely en sal bekeer en barmhartigheid vind. En sodoende, Here, dat ons al meer en meer dankbaar sal wees en dat dit in ons lewe duidelik sal wees, ook vir 'n verloregaande wêreld, dat ons die kinders is, dat ons lief is vir mekaar omgee, en dat as daar liefde onder mekaar is, sal die wêreld weet dat ons U disippels is. Daarom bid ons ook vir hulle wat deur moeilike tye gaan, vir hulle wat uitdaging het met betrekking tot hulle gesondheid. Ons dra hulle op aan U, omdat U ook vir ons leer dat niks ons per toeval oorkom nie, maar dat alles uit U Vaderhand vir ons beskik is, en dit moet op die ou en tot ons heil meewerk. Daarom bid ek dat al hierdie krisisse tot ons heil sal meewerk, dat ons vertroosting daarin sal vind, dat ons pyn en lyding en hartseer en siekte nie doelloos is nie, maar doelgerig om ons meer na die beeld van Christus gelykvormig te maak. En so bid ons dat ons daardie deursettingsvermoë, daardie krag in die stryd sal hê om tot die einde toe te volhard, omdat dit U is wat in ons werk, U wat 'n goeie werk begin het, verseker ons ook dat U dit sal voleindig tot op die einde. Ons bid dan nou, Here, seën ons by die lees van U woord, by die aanhoor van U woord, by die oordenking van U woord, en ook wanneer ons hier uit mekaar uitgaan, die uitleef van U woord. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons skriflesing kom uit Openbaring hoofstuk 9, vanaf vers 1 tot 12. Hoor die woord van die Here. En toe die 5de engel blaas, sien ek 'n ster wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. En hy het die put van die afgrond oopgemaak, en daar het rook opgekom uit die put, soos rook van 'n groot oond. En die son en die lig is deur die rook van die put verduister. En uit die rook het daar sprinkane uitgekom op die aarde, en aan hulle is mag gegee soos die skorpioene van die aarde mag het. En aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie. En dit is aan hulle gegee nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle 5 maande lank gepynig sou word. En hulle pyniging was soos die pyniging van die skorpioen wanneer hy 'n mens steek. En in die dae sal mense die dood soek en dit nie vind nie. En hulle sal verlang om te sterwe en die dood sal vir hulle wegvlug. En die voorkoms van die sprinkane was soos die van perde wat vir die oorlog toegerus is. En op hulle koppe was iets soos krone wat net soos goud gelyk het. En hulle gesigte was soos die gesigte van mense. En hulle het hare gehad soos vroue hare. En hulle tande was soos die van leeu's. En hulle het borsharnasse gehad soos van yster. En die gedruis van hulle vlerke was soos die gedruis van baie strydwaans met perde wat opruk na die oorlog. En hulle het sterte gehad soos die van skorpioene, en daar was angels in hulle sterte, en hulle mag was om die mense 5 maande lank skade aan te doen. En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond, sy naam in Hebreëus is Abaddon, en in Grieks het hy die naam van Apollyon. Die een wee het verbygegaan, hierna kom daar
nog 2 wee. In ons fokusgedeelte vers 1 en 2, en toe die 5de engel blaas, sien ek 'n ster wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee, en hy het die put van die afgrond oopgemaak, en daar het rook opgekom uit die put soos rook van 'n groot oond, en die son en die lig is deur die rook van die put verduister. En die tema van ons boodskap: God bring helse oordeel oor hulle wat sy seun verag. Skuil by hom en word getroos. God bring helse oordeel oor hulle wat sy seun verag. Skuil by hom en word getroos. Jy sou nou vir my sê, dis nou die tipe van boodskap met hierdie tipe van tema, dit vir 'n nagmaal. Ons het nog nooit tydens 'n nagmaal so 'n boodskap gehad nie, maar ons gaan voort met die woord, want die woordprediking is die basis ook vir ons nagmaal. En ek kan jy verseker dat hierdie is 'n vertroostende boodskap, ten spyte van die feit dat daar baie oordeel hier vir ons genoem word. En ook omdat hier oordeel genoem word, is dit soveel te meer die fokus wat op die genade van God vir ons skyn. Die verwerping van God en in die besonder van sy seun deur die volk Israel is nie iets vreemds nie. Dit is in die tyd van Christus het dit 'n klimaks bereik, maar dit het ook in die wildernis duidelik kop uitgesteek. In so 'n mate dat die eerste geslag, die meerderheid, die oorgrote meerderheid van daardie eerste geslag wat uit Egipte land uitgelei is, deur die Rooi See in die wildernis verhard gestaan het teenoor die Here. En die Here het binne 'n geslag, binne 40 jaar se tyd, het hy die goddelose generasie uitgeroei. En so het ons dan die verwerping van Israel teenoor hulle verlosser in die wildernis. Nou, jy sou sê, maar Jesus het op daardie stadium nog nie gekom nie. Hoe kan ons dan sê dat Israel het hulle Messias verwerp? Nou, soos wat dit geopenbaar word, en ook in die besonder 1 Korintiërs hoofstuk 10 lig die apostel Paulus vir ons uit alles wat in die wildernis gebeur het en die rebellie wat daar gebeur het, dat die doop, 'n doop in Moses, in die wolk en in die see, duidelik heenwys na Christus, 1 Korintiërs 10 vers 1, en hulle het hulle doop verag. En dan het hulle die brood wat uit die hemel neergedaal het hulle verag. Dit was die manna, Numeri 11 vers 1 tot 6, en ook 1 Korintiërs 10 vers 3, en daardie manna wys, daardie brood wat uit die hemel uit neerdal, is die seun van God, Johannes 6 vers 32. Hulle het die rots waaruit die water vir hulle voorgekom het hulle verag, 1 Korintiërs 10 vers 4. Hulle het Christus versoek en het deur die slange omgekom, 1 Korintiërs 10 vers 9, Numeri 21. Dis daar waar die vurige slange, vurig is die woord seraf, slange, seraf slange het die mense gebyt en gepynig, en hulle moes dan, Moses moes toe na die koperslang, moes hy maak, en die mense moes opkyk na die koperslang, en dan genees word, wat ook 'n teken van Christus was. Johannes 3 vers 14 en vers 15. So vir 40 jaar het hulle die Here versoek, die Messias verwerp, soos ons sien in al hierdie beelde wat uitgelig het, dat hulle in werklikheid Christus verwerp het. Hier het ons 'n generasie waarvan Jesus dan nou duidelik hulle verwyd oor hulle ongeloof, en hy gee hulle 40 jaar om hulle te bekeer. Anders sou hierdie geslag dan groot verdrukking hê en uitgeroei word, net soos wat die eerste generasie in die wildernis in 'n tydperk van 40 jaar uitgeroei is. Maar die oorblyfsel, hulle kinders, het in die beloofde land ingegaan. En net so ook is daar elke keer, want dis nie die eerste en enigste kere wanneer ons kyk na dit wat in die wildernis gebeur het, en nou hier wat by Jerusalem gebeur nie,
Kort in Israel se geskiedenis was hierdie verwerping van die Messias duidelik gewees. Op 'n stadium 'n oorblyfsel van slegs 7000 wat die knie nie voor Baal gebuig het nie in die tyd van Elia. Toe hulle terugkeer uit ballingskap was daar 'n oorblyfsel gewees wat teruggekeer het, nie almal nie. En so is daar elke keer hierdie oorblyfsel. Ons sien op Pinksterdag word dan 3000 gelowig en die getal gelowiges groei en daar bly 'n oorblyfsel. Die apostel sê God het nie sy volk verwerp nie, want die apostel Paulus sê ek is 'n Jood. En so die ander apostels is Jode. God het nie sy volk verwerp nie. En hy het die uitverkorenes gewaarsku en gesê dat wanneer sy genadetyd uitgeloop het, die Romeinse soldate om die stad Jerusalem sou kom en dan moes hulle wat lees oplet na die berge vlug. En ons het verlede keer gesê hoe Josefus dan beskryf het, hoe hulle geleentheid gegee is om weg te vlug. Die poorte van Jerusalem het daarna toegegaan en al die mense wat God verwerp het, is in die stad agtergebly. Die stad het, soos wat Esegiel sê, 'n kookpot geword. Die deksel het toegegaan, soos 'n stoompot het die stoom begin opbou en dit het hulle verdelg. So Christus het hierdie geslag gewaarsku oor die oordeele wat kom, Lukas 21 vers 32, en nou sien ons dat hierdie oordeele gereed is om oor hierdie stad te kom. Ons sal nou kyk na die inhoud van hierdie gedrogte wat ons hier sien, maar vir 'n tydperk van 5 maande. En nou kan u gaan oplees en gaan kyk hoe lank het die belering van die stad Jerusalem dan gevat, en dit was 'n tydperk van 5 maande. En so Paulus het dan vir ons hier kom sê in 1 Korintiërs hoofstuk 10 hierdie selfde waarskuwing kom gee, dat dit nie net vir Israel in die wildernis, vir die mense in Elia se tyd, vir die groepie wat teruggekeer het uit ballingskap, vir die mense in Jerusalem wat tot bekering gekom het en nou gevlug het nie, maar die waarskuwing hiervan, wat baie min besef, is dat die waarskuwing van 1 Korintiërs hoofstuk 10 'n waarskuwing teenoor die kerk is. So as ons hierdie lees, dan sit ons nie vanmôre agteroor en sê, wel, lank gelede het hierdie dinge gebeur en dit is nou verby. Hierdie het die Here as 'n voorbeeld gestel dat die wat met God speel, sal in elke generasie sy oordeel deelagtig word. En so die enigste uitweg is bekering tot God en Jesus Christus ons Here. Soos ons sien in ons tema, God bring helse oordeel oor hulle wat sy seun verag, skuil by hom en word getroos. En die rede waarom dit ook belangrik is ek en jy kyk na kerke wat besig is om dinge aan te vang wat ten hemele toe skreeu. En ons sê, maar wanneer, dit kan mos nie altyd so aangaan nie. En die Here leer vir ons dat hy genade tyd gee. In die koerante lees ons van die gruwelikste dinge wat mense in die wêreld soms frons voor, wat binne in kerke gebeur. En die blote feit dat God groot van genade is, bring mense onder 'n wanpersepsie dat hulle kan maar net voortgaan, en Openbaring 9 wys vir ons dan dat daar 'n tyd kom, soos wat die ark se deur toegegaan het en die oordeel die mense buitekant deelagtig geword het, so het die deure van Jerusalem toegegaan en die wat binne is, het die oordeel van God deelagtig geword. U sal onthou dat die uitverkorenes van God is gemerk vir bewaring, maar diegene wat nie gemerk is nie, is nou vir foltering gemerk om dan gepynig te word. So ons het hierdie eienaardige boodskap van die engel wat dan nou blaas, die 5de engel wat dan nou op die trompet blaas, en wat dan nou die
oordeele, die een na die ander. Ons is by die 5de engel en die 5de oordeel, en nou kom daar gedrogte uit die bodemlose put, gedrogte soos sprinkane, mensegesigte, dis soos perde, sprinkane, soos mensegesigte, krone op hulle kop, tande soos die van 'n leeu, en dan het hulle 'n tipe van wapenrusting wat hulle ook aan het. Hulle vlerke se gedruis is soos die waans van perde vir oorlog gereed, en op 'n volgende stadium sal ons verder kyk na hoofstuk 9, waar daar die oorblyfsel van die mense in die land wat nie binne in hierdie stad doodgemaak is nie, agtervolg word en hulle doodgemaak word. Dan kry ons 'n soortgelyke beeld van perde en dan die rook wat uit hulle neuse uitkom, en dat dit ook vir ons aandui dat daar 'n demoniese aspek aan dit is. God gebruik die natuur as middele tot oordeel. Dit sien ons toe Josua die beloofde land ingegaan het. God het haalstene gebruik om die vyand uit te roei. Die son het stil gestaan, en so is daar dan verskeie van die natuur wat die Here bytrek. Maar nou sien ons die onnatuur, die onnatuurlike, die bonatuurlike, die bose geeste wat ook ingespan word. Want God is in beheer van sy hele skepping. Nie net van dit wat sigbaar is nie, maar ook agter die skerms onsigbaar. En ons leef in 'n tyd waarin nie net die wetenskap nie, maar ook teoloë sê dat die Bybel gedemythologiseer word, dat die mytes moet ons ontslaa raak van, en mytes soos dan hulle beweer duiwels, demone, hierdie Satan ensovoorts. En dit terwyl ons dan dink dat ons vreeslik slim is, weet ons tog dat daar sekere dinge is wat gebeur. Mense is baie bang as hulle rillers kyk en hulle sien die bonatuurlike. En waarom is dit dan so gewild dat mense sien kyk na sulke rillers? Is omdat elkeen in sy gemoed weet dat daar meer daaraan toe is aan dit wat ons kan sien. Die bodemlose put gaan oop. Ons sal later weer in Openbaring lees van hierdie bodemlose put, en dis waaruit hierdie gedrogte dan uit voortkom. En die woorde hiervan bodemlose put is soos wat die vrou by die put van Samaria, soos 'n waterput, so daar's niks vreemds of eienaardig aan daardie woord put nie, maar die gedagte van bodemloos is die Griekse woord waar ons abyssos, die Engelse woord abyss, vandaan kry. En dis dan duidelik 'n plek waar hierdie put het geen einde nie. 'n Put is veronderstel om water te hê. Hierdie bodemlose put het nie water nie, maar ten minste as daar 'n put is wat nie water het nie, 'n put sonder water, soos wat Josef in 'n put gegooi is sonder water, het daarom 'n bodem gehad, maar hierdie is 'n put sonder water en 'n put sonder 'n bodem. En dan is dit interessant dat Christus sê van die mense wat hy bevry het van demonies besetenheid. Matteus 12 vers 43 tot 45. En wanneer die onrein gees uit die mens uitgaan, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Dan sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het, en hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versier. Dan gaan hy en neem 7 ander geeste slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar, en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. So sal dit ook wees met hierdie bose geslag, Calvin sê dan in sy kommentaar dat Jesus hier spesifiek praat van die skrifgeleerdes en die huigelaars. En ons vind hierdie demonies besete, en ons sal sê, vind ons dit onder die godsdiens mense van
Israel is dit nie net buitekant nie, mense wat in totale apatiese verhouding met God staan, is dit by die mense by die tempel, is dit vir mense binne in sinagoges, waar daar demonies besetenheid is, Markus 1 vers 23 tot 26, en daar was in hulle sinagoge, 'n man met 'n onrein gees, en hy het uitgeskreeu en gesê, hou op, wat het ons met u te doen, Jesus Nasarener? Het u gekom om ons te verdelg? Ek ken u wie u is, die heilige van God. En Jesus het hom bestraf en gesê, bly stil en gaan uit hom uit. En die onrein gees het hom stuiptrekkings laat kry en met 'n groot stem geskreeu en uit hom uitgegaan. So hier het Jesus die land deurgegaan en baie mense duiwels uit hulle uitgedryf, ook onder diegene wat by die tempel, by die sinagoges was. En nou is hulle huisie mooi skoon en uitgevee. Dan gaan hierdie demone deur waterlose plekke, kry geen rus nie, en sê, ek sal terugkeer na die plek waarheen ek vandaan gekom het. En dan neem hy 7 erger as hy self, saam met hom, 7 demone erger as hy self, en kom dan, vind die huis mooi skoon uitgevee, verlos eers van die bose, maar geen plek vir die Here nie, geen plek in hulle hart vir die Messias nie. En nou word hierdie persoon se laaste erger as die eerste. En die Here laat nou die bodemlose put oopgaan deur hierdie trompet wat geblaas word deur die 5de engel. En al hierdie gedrogte kom hier uit. Skorpioensterte en skorpioenangels om mense te pynig. Hulle soek die dood, maar hulle kry dit nie. Slangsterte met slangkoppe word hier vir ons dan genoem. Vrouehare en leeutande. Sommige mense sal sê, maar dit beskryf my skoonma. Maar hierdie is 'n ver meer ontstellende gebeurtenis wat ons hier sien. Ons sien dat Flavius Josephus, en dit is tog goed wanneer ons deur die boek Openbaring gaan, en dit is goed vir u as u die oorloë van die Jode lees, om te sien hoe hierdie dinge besig is om af te speel en wat daar gebeur het Flavius Josephus hartroerende boodskap buitekant die stad met 'n harde geroep na die mense binne in die stad gepleit vir bekering. En dit klink baie soos die boodskap van Stefanus, wat hy gebring het aan die leiers van Israel, toe hulle hom doodgemaak het. Nou is Flavius Josephus buitekant die stad. Nou, Flavius Josephus is nie noodwendig iemand wat in deel van die Christelike geloof is nie, as wel is waar in die teologie is daar gesprekke, en sommige wat die bewering wil maak, omdat daar sekere uitsprake is wat lyk messiaans, dat hy aan Christus 'n melding maak en met Christus met eerbied noem. Ander sê, maar dit is latere byvoegings deur die Christene self. En nuwe inligting wat inkom, is besig om hierdie debat weer te laat opvlam, en ek wil nie my uitspreek daaroor nie, maar hy het weliswaar 'n hartroerende bekeringsboodskap. Jy kan dit gaan lees, dit is in hoofstuk 9 van die Joodse oorloë. En wat ook interessant is, wat Josephus melding maak, is dat Titus, terwyl hulle rondom die stad is, gesê het, dat hulle moet asseblief nie, so ver as moontlik, die stad skend nie. Want Titus het dit in gedagte gehad, Titus is die seun van Vespasianus, en hy het dan hierdie stad vir homself wou eenkant sit. Daarom wou hy nie gehad dat die tempel moes vernietig word nie. Hy wou die tempel in gebruik neem vir 'n ander doel as wat die Jode dit gebruik het. Hy wou nie gehad het dat bome en die groenigheid van die stad vernietig word nie, omdat dit kosbaar was. Dit is 'n baie droë gedeelte. En dan is dit opmerklik dat
deels van hierdie opdrag wat ons sien deur die engel wat die trompet blaas, dat daar gesê is, en aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde en enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie. En dan word daar beskryf dat aan hulle hierdie mag gegee is om die mense te pynig, maar nie dood te maak nie, 5 maande lank. En in die dae sal mense die dood soek en dit nie vind nie, vers 6, en hulle sal verlang om te sterwe en die dood sal van hulle wegvlug. En dan hierdie voorkoms word dan beskryf en die eienaardige gedrag van die leiers binne in die stad stem ooreen met wat ons hier sien. Weereens Flavius Josephus in die Joodse oorloë, hierdie keer in hoofstuk 10, so dis nadat hy sy boodskap van bekering vir die Jode gepreek het en hulle nie wou luister nie, en ons sien later elke keer die term en hulle het hulle nie van hulle bose werke bekeer nie. En ek sê weer eens, is 'n waarskuwing vir ons op wie die eindes van die eeue gekom het, want die Here maak 'n voorbeeld van hierdie mense, net soos wat hy 'n voorbeeld gemaak het van die mense voor die vloed, net soos wat hy 'n voorbeeld gemaak het van die mense van Sodom en Gomorra, en so maak hy 'n voorbeeld van die mense van Jerusalem om te waarsku. Reg, so ek wil net vir julle 'n gedeelte in my boere Engels dan voorhou, so verskoon tog uitspraak en foute wat ek maak. Nou in Josephus skryf hy, they also devoured what spoils they had taken together with their blood and indulged themselves in feminine wantonness without any disturbance till they were satiated therewith, while they decked their hair and put on women's garments and were besmeared over with ointments, and that they might appear very comely. They had paints under their eyes and imitated not only the ornaments but also the lusts of women, and were guilty of such intolerable uncleanness that they invented unlawful pleasures of that sort. And thus did they roll themselves up and down the city as in a brothel house, and defiled it entirely with their impure actions. Nay, while their faces looked like the faces of women, they killed with their right hands, and when their gait was effeminate, they presently attacked men, and became warriors, and drew their swords from under their finely dyed cloaks, and ran everybody through whom they alighted upon. However, Simon waited for such as ran away from John, and was the more bloody of the two, and he who had escaped the tyrant within the wall was destroyed by the other that lay before the gates, so that all attempts of flying and deserting to the Romans were cut off as to those that had a mind to do so. So, baie sal sê, maar die demone is nie toegelaat om mense te dood nie, net te pynig, maar dis wat die opdrag aan die demone is. Die mense se aksies is die van moord. So ons sien dat dit is nie die demone wat die mense tot moord aandryf nie. Dis in hulle eie sondige dinge wat hulle doen, wat hulle dan oorgaan om mense dood te maak. Nou, die punt van dat baie van die mense die dood soek is, soos hier vir ons gesê is, baie wou gevlug het na die Romeine toe, die Romeinse soldate toe, en elke keer indien iemand weggekom het en kon vlug na die Romeinse soldate, het hulle die mense gevang en hulle gekruisig. So elkeen wat dan homself, as hy met 'n tou oor die muur sou gaan en sou afklim en na die Romeine, en die Romeine het hulle gekruisig sodat almal in die stad dit kon sien. So die mense wat weg wou vlug na die Romeine het die dood gesoek, maar hulle is weerhou om oor die muur te spring. Hierdie bose mense binne in die stad, geestelike leiers, hulle het hierdie beeld van die demone was dat hulle krone op het, so op een of ander manier is het hulle heerskappy,
En ons sien, dit lyk soos 'n klomp transvestiete wat hier losgelaat is op die stad met 'n demoniese oorsprong. En wanneer ons na die LGBTQ gemeenskap van ons tyd kyk en ons sien die goed wat aangevang word, het jy al opgemerk dat die grootste hoeveelheid van die aanvalle op skole, op groepe mense in die laaste tyd is deur, soos hulle dit noem, trans women, mans wat hulle self soos vrouens aantrek. Dat daar 'n demoniese manifestasie agter dit alles sit. En dis hierdie waarskuwing wat na vore kom. Josefus is uit die veld geslaan deur die mate van boosheid wat oorgevat het nadat hierdie stad se deure toegegaan het, die laaste 5 maande, en die mense is dan gefolter deur al hierdie boosheid. So as ons nou kyk na hierdie demoniese magte en die mense se boosheid, want ons weet dat dit is nie net die duiwel wat boosheid aanhits nie, maar dat daar in die mensevlees self daardie boosheid is, omdat ons van nature geneig is om God en ons naaste te haat. Sien ons dan binne in hierdie beeld 'n waarskuwing vir al die eeue, dat wanneer mense op 'n punt kom waar hulle God verwerp, God hulle oorgee, soos Romeine hoofstuk 1 dan ook vir ons sê, dat vroue die natuurlike verkeer met vroue verlaat en gemeenskap met mekaar het, mans dan die natuurlike verkeer met vroue verlaat en mans teenoor mekaar hulle welleste ontbrand, God hulle self dan oorgee. So wanneer gemeenskappe op hierdie punt kom waar ons sien dat die seksuele oriëntasie lyk in die begin onskuldig of daar verwarring van oriëntasie is en ewe skielik neem dit sulke drastiese stappe dat daar moord gepleeg word, dan sien ons 'n oorgee van God aan mense, aan hulle self en ook bose magte. So sien ons dan ook dat die mense van Sodom en Gomorra van nature nie gewelddadig was nie. Ons sien byvoorbeeld dat toe Abraham gegaan het en toe Kedorlaomer hulle gevang het Abraham gegaan, die mense van Sodom en Gomorra gaan verlos het, en daar sien ons nie 'n aggressie van hierdie mense se kant af nie, maar toe die engele gegaan het om vir Lot te waarsku, ewe skielik raak hierdie mense dan aggressief. Die engele slaan die mense van Sodom en Gomorra, van Sodom juis met blindheid, en nadat hulle met blindheid geslaan is, gaan hulle voort, nie net om dadelik te sê, ek kan nie nou sien nie, en probeer hulp soek nie, maar hulle vat aan die huis en probeer nog steeds die deur vind om dit af te breek, alhoewel hulle verblind is. Dis net asof daar hierdie begeerte ontstaan, wat hulle wil vervul hê, en dat dit demonies van aard is. So vir die mense in die wildernis was daar nog die vooruitsig gewees. Jy kan onthou, toe die slange hulle gepik het, toe het Moses dan die koperslang gemaak en dit opgehou en mense kon daarna kyk. Maar hierdie mense in hierdie stad, daar is geen bekering nie. Daar's geen wil om hulle te bekeer nie. Wil nie luister nie. Waarom was daar genade betoon aan die mense in die wildernis, sodat hulle nog kan opkyk na die slang op die koperpaal, maar die mense hier, daar is geen bekering wat vir hulle moontlik is nie. En die rede daarvoor is, vir die mense in die wildernis het die koms van die Messias in die toekoms gelê. Vir die mense in die stad het die Messias, Jesus Christus, klaar gekom en hulle het hom verwerp. En soos die Hebreërs skrywer dan sê, Hebreërs 10, vers 26 en 27, as ons opsetlik sondig,
Nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Mense wat hoor, die boodskap van die evangelie hoor, en dit nie aanneem nie. Selfs mense binne in die kerk, die boodskap van die evangelie hoor, hygelaars, nie uitverkorenes nie, nie ware kinders van God nie, hygelaars. Dan kom daar 'n punt waar hulle omdraai en terugkeer. Die hond keer terug na sy eie uitbraaksel toe, na sy walglikhede. Die gewaste sog gaan terug na die modder toe. Die mense wat hulle selfs by die kerk aangesluit het, die hele boek van Hebreërs waarsku Paulus, moenie terugkeer na die tempel. Moenie terugkeer na die tempel se godsdiens nie. En sodoende het hulle nie geluister nie en die oordeel het oor hulle gekom. So kind van God, ons sien binne in hierdie boodskap van Openbaring hoofstuk 9, hierdie verskriklike openbaring, in hierdie verskriklike boodskap, sien ons dan 'n groot waarskuwing, juis vir die fariseërs en die hygelaars, dat daar is baie godsdiens en baie godsdienstigheid in hierdie wêreld, en baie daarvan klink goed en vroom, en baie mense nader tot God met hulle mond, maar ons kan aan hulle werke sien dat hulle hom verloon. Hulle hart is ver van die Here af. Hulle bely dat hulle 'n diep en innige verhouding met God het, maar hulle bekeer hulle nie. En hulle verwerp Christus, en hulle verwerping van Christus, sy dood, sy opstanding, wat binne in kerke verkondig word, sê dat Jesus het nie uit die dood uit opgestaan nie, hy is nie uit 'n maagd gebore nie, hy is nie, God is nie drie-enig nie, is dinge wat binne in kerke verkondig word. Aanvanklik lyk hulle huise mooi en skoon, maar hulle is leeg, omdat dit nie deur Christus ingewoon word nie. En daarom het hulle self gereed gemaak vir die oordeel van God. Die ou inwoner kom terug, vuiler en met 7 ander, vuiler en erger as hulle self, en hulle sal nie ongestraf voortgaan nie. Die poorte van die hel sal oopgaan vir diegene wat nie deur God gemerk is nie, en hulle sal God ervaar, nie as 'n genadige en 'n geduldige verlosser nie, maar al wat oorbly is dat hulle God as 'n verterende vuur sal ervaar. So kind van God, uit hierdie verskriklike boodskap vind ons as kinders van God die grootste troos. Terwyl die Jode hulle Messias verwerp het en hom gekruisig het en hom as onrein beskou het en beskuldig het van allerhande bose dade, Christus geen sonde gedoen. En in werklikheid deur aan die kruis te sterf, is die slang se kop vermorsel. Is die mag van die bose gebreek. Christus is wel gekruisig en gedood en daardeur verneder, maar hy het die dood oorwin. 3 dae later het hy letterlik fisies uit die graf uit opgestaan. Mense het gedink dat hulle Christus verneder deur hom te ontklee en om hom te bespot, op hom te spuug, sy baard uit te ruk. Maar deur hierdie daad wat hy aan die kruis gedoen het, het hy die bose ontklee en hulle verneder. Dit soos wat Paulus ook in Efesiërs vir ons skryf. Dit terwyl Christus in die hemel opgeneem is, en hy het in die regterhand van sy Vader gaan sit, en die Vader het aan hom 'n naam gegee, wat bo elke naam is, dat in die naam van Christus elke knie sal buig en elke tong bely dat Jesus die Here is, tot lof van God die Vader. So verander word hy verwerp en bespot en verneder. Maar vir my en jou as kind van God is hy die Messias. Die een wat ons vir ons betaal het met sy kosbare bloed. Al ons sondes. Die mag van die bose oor ons is gebreek. Ons is gemerk,
ons is gesalf deur die Heilige Gees, die inwoning van God se Gees, is die seël dat ons vir tyd en ewigheid aan God behoort en nie verlore kan gaan nie. Maar elke huigelaar en valse kerk wat hom verwerp, sal tot die laagste hel verneder word. Hulle het groot gehore, blink ligte, baie volgelinge. Soms lyk hulle huis skoon, maar die bose sal hulle folter. En hierdie Christusverwerpers sal nie sy oordeel ontvlug nie. Maar ons as kinders van God het hierdie teken waarby ons vandag sit, die nagmaal. Ons het die versekering dat Christus die bose magte oorwin het. En ons sal dit ook in die nagmaalsformulier hoor. Ons wat Christus en al sy weldade aangeneem het, het die remedie teen ons sondes en ons ongeregtighede en ons misdade. Ons neem die teken van die gebroke liggaam van Christus, die brood vir ons siele. Die wyn is die teken van die gegote bloed van Christus wat vir al ons sondes gestort is. Deur die geloof het ons gemeenskap met die liggaam en bloed van Christus. Vir die wat se harte geopen is tot bekering en tot berou oor hulle sondes, is die fontein van reiniging geopen. Dit is hier by Christus wat ons gewas word en beskerm word teen ons eie sondes en teen die foltering van die bose. Die bose is weliswaar gestuur teen Job, teen Dawid en selfs teen die seun van God en so ook teen ons as kinders van God. Maar dit sal vir ons ten goeie meewerk. Iets goeds sal daaruit voortkom, omdat God nie 'n haar van ons hoof op die grond sal val as hy nie iets goeds beskik het om daaruit te laat voortkom nie. Alles moet inderdaad tot ons saligheid dien. Ons moet onthou dat selfs die verlies van die dood ons nie kan skei van die liefde wat daar in Christus vir ons is nie. Dit sien ons ook in die martelare wat se stemme van die altaar af opgaan. Maar vir die wat Christus verwerp, bring hulle bose dade en die invloed van die bose magte, smarte vir hulle nie net in hierdie lewe nie. In hierdie lewe erger as die dood en na die dood die pyniging van die hel. So laat die brood en die wyn ons van die vertroos verseker dat ons van hierdie helle smarte verlos is deur Christus. Die tekens van die brood en die wyn, die belofte dat sy uitverkorenes aan hulle dit geskenk is, genadiglik, sodat ons in smarte en stryd nie sonder troos sal wees nie, maar inteendeel versterk word, om ten spyte van ons stryd, die versekering te hê, dat ons oorwinnend daaruit sal kom, terwyl die bose geslag, die verskriklike oordeel van God, in die gesig staar. En jy hoor dit vanmôre, is ons nie maar net gewoond aan hierdie heerlike boodskap van verlossing nie. Die vraag is, glo ons dit ter harte? Maar God ons genade gee dat ons nie net met ons mond bely nie, maar dat ons dit van harte omhels en sodoende die troos voortdurend het wat God vir ons in gedagte het. En dat die vrug van die versoening wat hy aan ons gedoen het, voortspruit uit dankbare lewens wat ooreenstem met die gebooie van die Here, wat ons lei tot bekering, tot die vrug van geregtigheid en gehoorsaamheid, en die beeld van ons verlosser al helderder en duideliker dra. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, dis inderdaad in die lig van die grootste oordeele, dat ons u genade soveel beter en helder sien skyn. Dis wanneer ons sien hoe u die goddelose oordeel, wanneer ons maar net weer eens besef, waaruit het u ons verlos. Dis wanneer ons in tye sit en wonder, waarom is die goddelose so voorspoedig? Waarom gaan hulle voort in hulle voorspoed en daar is geen keer aan hulle ongeregtigheid nie? So het baie van u kinders geworstel. Maar dan kom u op daardie punt wat terwyl u hulle op gladde plekke stel, die dag van hulle oordeel kom.
en ons vreesbevange is vir hulle part. Ons kyk na hulle ondergang en ons sidder. Opnuut kan ons dan besef, Here, deur dit wat U aan ons siele kom doen het, hoe groot genade U ons betoon het, deur ons wat dood was in ons sondes en ons misdade lewend te maak, deur Christus. Ons te verlos van die skuldbrief wat teen ons uitgeskryf is, die brief van arrestasie, het U aan die kruis vasgenaal, vryheid vir ons kom gee. U self het die straf wat vir ons bedoel was, op U seun laat neerkom, sodat ons skotvry kan wegstap. Dankie dat ons by die nagmaaltafel kan sit en herinner word aan alles wat U vir ons genadiglik betoon het. Help vir ons dan om hierdie genade te kan insien, en help vir ons dat ons harte sal oorloop in dankbaarheid en ons lewens inrig tot verheerliking van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word.